Handelinge 6, vers 1 tot 15. En in die dae toe die disippels vermeerder het daar 'n murmuring ontstaan van die Grieksprekende Jode teen die Hebreërs, omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien is. En die 12 het die menigte van die disippels byeengeroep en gesê: Dit is nie reg dat ons die woord van God nalat om die tafels te bedien nie. Kyk dan uit, broeders, na 7 manne uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. En die woord het byval gevind by die hele menigte, en hulle het gekies Stefanus, 'n man vol van geloof en van die Heilige Gees, en Filippus, en Prokorus, en Nikanor, en Timon, en Parmenas, en Nikolaas, 'n Jodegenoot uit Antiochia, wat hulle voor die apostels gestel het, en hulle het gebid, en hulle het die hande opgelê, en die woord van God het toegeneem, en die getal van die disippels het in Jerusalem baie vermeerder, en 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. En Stefanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. En daar het sommige van die sogenaamde sinagoge van die Libertyne opgestaan, en van die Sireneërs en Alexandryne, en van die mense van Cilicia en Asia. En hulle het met Stefanus geredetwis, maar hulle kon die wysheid en die gees waardeur hy gespreek het, nie weerstaan nie. Toe het hulle manne opgestook om te sê, ons het hom lasterlike dinge hoor praat teen Moses en God, en hulle het die volk en die ouderlinge en die skrifgeleerders in beweging gebring, en op hom afgekom en hom gegryp en voor die raad gebring. En hulle het valse getuies laat optree om te sê, die man hou nie op om lasterlinge dinge te praat teen hierdie heilige plek en die wet nie. Want ons het hom hoor sê, hierdie Jesus, die Nasarener, sal hierdie plek afbreek en die sedes wat Moses aan ons oorgelewer het, verander. En terwyl almal wat in die raad sit, hul oë stip op hom hou, sien hulle dat sy gesig soos die gesig van 'n engel was.